Welkom by die Klipkouer Saakondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouer Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op finansies. Lekker leer, lekker luister. Wat is ons is nou so die laaste deel van die oggend, waar ons 'n bietjie gaan geldjies praat, Ernest. So, oor na jou. So, vanoggend het ek besluit om, soos wat ons nou afskop hierso met ons eerste episode, of uitsending, ek besluit om net... Potsending. Skie? Dis 'n potsending. Potsending. Dis 'n raas-sending. Rapotsending. Kaastradio. Ek hou daarvan, Kaastradio. Gaan dit vat. Nou vir die finale. Kan jy doen ons trade maak? Wat is hy? Kaastradio. As 'n pond gooi. In elk geval, ontgooi. Ons praat nou van hengel hier, so wat was ons nou? Die geld. Oei. Ja, die geld. Sorry Ernest, ons weet jy's 'n snaaksou, so jy nou ons verander nou heeltemal die energie in die kamp. Ja, maar nog boer vind ook, weet as ons daai vind is visvang, ons gooi hom nou Ons aan. weet, dit is 'n visbesigheid. Ek het nog nie eens begin praat nie en julle gegal al. Goeie bakkie. Asai, dankie. Nou in elk geval, so ek het besluit om af te skop, wil ek net so klein bietjie meer vertel van Boerfin, wat dit is wat ons doen, hoe ons dit doen, en dan sal ons later met volgende episodes bietjie meer begin geldjies praat, verskillende vorme daarvan. So ek het gedink, dit sal net sin maak om, as ek nou bietjie van Boerfin praat, dan eers te praat oor pasta sous. Ja, dis waar ek graag sal wil begin. So, in die 70s, was daar 2 maatskappye gewees wat pasta sous gemaak het. Fatties en Monies. Dit was Ragu en Prego, was die 2 pasta sous maatskappye. In Italië nou? Ek is nie seker waar presies hierdie afgespeel het nie. Kom ons sê dit was in Italië. Maar hier is ons ook 'n Duitser betrokke. In elk geval feite vir grappie. As ons finansies praat ons feite. So wat gebeur het is Ragu was 'n goedkoper produk geweest, goedkoper bestanddele waarvan hulle dit gemaak het, maar hulle het tog altyd die meeste souse verkoop. So Prego wat 'n baie hoër kwaliteit pasta sous was nie die gunsteling nie. So wat hulle toe nou gedoen het, is hulle het toe nou die Duitser, hier kom hy nou in die storie, Howard, ek kan nie nou onthou wat sy van was nie, maar hy was 'n psychophysicist. So hy het goedjies gemeet en dan toets hy dinge en dan maak 'n bietjie steekproef en dan op die ou einde dan maak hy nou 'n conclusion en dan sê hy dit is hoe dit gaan wees. So wat hy toe nou gedoen het is Prego stel hom aan, hulle sê vir hom ons sous is beter, maar waarom verkoop dit nie so goed nie? En hy gaan kyk toe en hy sien daar's basies net 2 tipes pasta sous. Jy kry of spicy of original. Dis die enigste 2. Spicy of nicey. So wat hy toe nou doen is, hy vra vir mense, wat wil julle in 'n pasta sous hê? En hy kom toe agter, mense weet nie. Hulle weet nie wat hulle in 'n pasta sous, hulle weet daar's spicy, hulle weet daar's original. So hy gaan toe en hy gaan skep toe 45 verskillende pasta souse. En hy laat hulle toe nou toets. Die mense proe toe nou, hulle eet toe nou vreeslik baie pasta sous vir 'n lang ruk. Party was bietjie suurder, party knoffel by gehad en so het hy nou 45 verskillende souse gemaak. So vind hulle toe nou uit dat mense wil eintlik chunky gehad het. Dit is toe nou die een wat hulle toe nou besef het. Chunky, so stukkies in 'n lekker chunky pasta sous wil hulle toe nou gehad het, maar hulle het dit nie geweet nie, tot hulle dit geproe het nie. Nou die hele rede waarom ek nou begin met pasta sous is dit is hoe Boerfin besigheid doen. Meeste mense weet nie wat dit is wat hulle nodig het nie, hulle weet nie wat dit is wat hulle wil hê nie, en ons kom met 45 of hoeveel verskillende oplossings en moontlikhede. Ons kyk na jou spesifieke omstandighede en ons maak dan nou 'n pasta sous wat jy nie eers geweet het bestaan nie,
of 'n oplossing tot 'n ingewikkelde probleem en jy het nie noodwendig geweet daai oplossing bestaan nie, maar dit is ons werk om vir jou te gaan soek en te implementeer. En dit is basies my pasta sous storie dan nou en hoe Bellissimo. Wat is die woord? Bon appétit. Bon appétit. Dis moer awesome in Italiaans. Maar ek dink dis waar die verpersoonliking kom, nee Ernest, is jy weet nie waarvan jy hou wat jy soek nie, maar kom ek gee jou exposure, kom ek gee jou 45 proesels, sodat jy proe wat is lekker, nee. Yes. En ek, wat was Henry Ford wat gesê het, as ek vir mense vra, wat wil julle hê, dan gaan hulle sê 'n vinniger perd. Hulle kon nie 'n kar in hulle koppe geimagine het nie. Ja, kyk, en Henry Ford hy het ook gesê, jy kan die kar kry in enige kleur wat jy wil hê, solank dit net swart is. Ja. So ons is bereid om vir jou bietjie te customize, die oplossings, en verskillende kleure en geure daarin te sit. So in elk geval, dit is sommer dan nou net so vinnig ligtelik hoe ons dinge benader. So boervin het te doen met basies enige finansiële dienste. Ons het 'n makelaary, so ons doen alle forme van versekering, van jou selfoon tot 'n oes. Ons doen beleggings. Beleggings is my gunsteling afdeling van die hele, dit is my spesialiteit gedeelte. En weer eens daar kyk ek altyd na alternatiewe maniere. Daai 45 pasta souse probeer ek daarso in te werk. As ek sommer 'n voorbeeld kan noem, daar's nou al die tradisionele maniere van beleggings, wat ons van weet, jou gewone anniteit of tax-free saving of wat by die bank 'n paar rand in 'n 32-day notice sit, maar ons gaan soek weer ander goedjies, soos byvoorbeeld het ons toegang tot 'n belegging waar jy in beeste kan belê. Ek is self 'n groot voorstander van eiendombeleggings. Ek sê nou die dag vra iemand vir my, hoekom eiendom, dit is so risky en al die goed. So, dit is een van die goed, as jy weet hoe om dit te doen. Daar's 'n paar reëls wat nagekom moet word, maar as jy weet hoe om dit te doen, is dit nie 'n risky belegging nie. En mense, ek het nou die dag lees ek 'n artikel, mense betaal 30% van hulle salaris aan huur. So as hulle sê altyd jy moet 15% van jou salaris wegsit vir aftrede. Ek doen beter as dit. Ek het 3 of 4 of 5 verskillende mense wat 30% van hulle inkomste wegsit vir my aftrede. En dit is 'n interessante perspektief, né? Ek hou baie van eiendombeleggings. En jou huurders. Ja, baie van hulle. Ek hou van hulle ook. Ek sal hulle op die hande dra, want hulle maak seker dat ek 'n goeie goue jare sal hê. Ek het ook Jacques, hoe lank terug, 2019 dink ek, net voor COVID het ek 3 episode podcast gedoen, MBA in eiendomsbelegging, waar ek bietjie meer op die eiendomsbelegging uitgebrei het. En dit is min of meer boervin in 'n neutedop. Baie mense vra vir my ook, waarom Afrikaans? Die antwoord daarvoor is baie eenvoudig. As mense my sien golf speel of hoor Engels praat, neem hulle my nie ernstig op nie. So ek het besluit as 'n entrepreneur kan ek my lewenstyl self ontwerp, en ek hou toevallig van vellies en kortbroeke en Afrikaans praat. So boervin is nie 'n visboerdery nie. Dit is 'n finansiële dienstemaatskappy vir boere en Afrikaanse besigheidseienaars. Dit is waar ons hooffokus is. Ons sal geen mense wegwys nie. Ons doen besigheid met enige persoon, 'n individu, 'n professionele persoon. Jy hoef nie Afrikaans te wees nie, maar ons kan die meeste waarde toevoeg vir 'n Afrikaanse besigheidseienaar. So julle is nie net gefokus op iemand wat in aktiewe landbou werk, iemand met 'n stuk grond en wat groente plant of beeste slag of iets, is nie beperk tot dit. Nee, glad nie. So meeste boere is maar SMEs. Ons value proposition is heeltemal geontwerp vir daai boer, maar dit wat ons vir 'n boer doen is absoluut net so
van toepassing op 'n ander besigheid, want tog is dit 'n boerdery is 'n besigheid. So ons value proposition is nie vir boere nie, dis vir besigheidseienaars hoofsaaklik. Hoe dinge verander, jy weet ons nou praat van die pasta souse en so aan. En 45 opsies. Hier is die $1 million question. Wat maak julle anders? Jy weet, wat bring julle anders na die tafel toe? Natuurlik Afrikaans belangrik, maar ek wil sê daar's baie ons wat Afrikaanse kaarte speel, wat eerder nie moet nie. En aan die ander kant is dit weer, ja, okay, ons bring verskillende ware proposisies, but what's in it for me to do business with you? Ek so awesome ou. Dis ek het jou ma se e-mail gekry. Ja, my ma sal saam met my daar stem. My vrou nie altyd nie. Wat ek dink, as ek nou is nou moeilik om van die kant van die tafel af te sê hoekom ek. Maar ek dink ons is fokus baie op die kliënt en die behoeftes van die kliënt. Ons het begin net as versekering, maar ons het vinnig gesien dat die behoefte daar buite is anders, die behoefte is meer. Die Landbank het 'n groot gaping gelos wat nie meer regtig aktief is soos wat hulle al was by die boere nie. So ons het gaan planne maak om te kyk hoe kan ons die boere en besigheidseienaars help met finansiering, en ons het finansiering deel van ons besigheid gemaak. Ons probeer regtig help daar waar die hulp nodig is. Ons het 'n totaal en al omtrent 'n one-stop finansiële shop. Ons het gesien die oom op die dorp is nie altyd so ingelig mee nie. So die oom van die groen versekeringsmaatskappy wat nou al vir klim op old. ja, klim op old. Wat nou al vir al die jare nog die finansiële besluite beïnvloed, is nie meer so ingelig nie. So ons is hier in Pretoria gebaseer, maar ons diens ons kliënte landwyd met 'n hoë kwaliteit diens. Ernest, wat sou jy sê, kom ek gebruik myself as 'n voorbeeld, sê ek kyk nou YouTube en hier kom 'n advertensie op en hier's iemand wat my gaan leer om online my eie beleggings te bestuur. Ek gaan leer om in currency te trade en Bitcoin en jy weet op 'n internasionale effektebeurs. Wat sê jou advies vir my wees? As ek sê ek gaan nie nou na jou toe kom nie, ek gaan hierdie kursus klaarmaak. Gaan my 'n paar rand kos, maar dan doen ek dit self en ek hoef nie daarvoor te betaal nie en ek kan sien wat met my beleggings gebeur. Wat sê jy vir my? Wel, ons moet ook erken en eerlik met mekaar wees dat dit raak makliker vir mense om actually hulle belegging self te hanteer. Daar's goeie goeders daarin. Ek dink dit is baie goed om die krag terug in jou kliënte se hande te sit. So daar is platforms wat dit actually makliker maak. Dis nou nie Bitcoin tipe goed waarvan ek nou praat nie, of currency trading nie. Ag, maar ek hou daarvan as mense goeders probeer. Ek self het al 'n forex kursus gedoen om te sien hoe dit is en te kyk of kan ek self trade. Ek kan nie. En daar is ook dan die antwoord. Ja, so ek het probeer forex trade, ek het 15.000 rand se skoolgeld betaal op die kursus, never mind toe nou daarna 'n bietjie geldjies belê. Maar Ernest, jy weet nou in die finansiële bedryf is ek het al soveel stories gehoor. Ek wil die vraag vra, is daar iemand wat kan met forex trade of is dit ek wil sê nie digitale, is dit daai snakes will sales people, is dit 'n foefie? Ek weet nie, ek dink baie van die bemarkers daar buite wat forex pakkette verkoop is baie ryk oor dat hulle forex pakkette verkoop. Ja, ek wil presies soos MLM skemas, weet jy, die geld lê in die verkoop van die persone en nie die actual produk nie. So dis hoekom ek ook gewonder het oor die forex ding. Dit gaan oor die kursus en die mense wat dit doen. Ek ken 'n toevallig ou wat 'n forex trader is. En is baie interessant en dit is 'n kliënt van my eintlik, die een boetie. En hy het vir my eendag gewys wat hy onder andere doen is vir my baie interessant geweest, is hy het hierdie sy uitdaging is hoe meer boere kan hy kry wat hom vertrou natuurlik. Maar hy stuur 'n verslag hy WhatsApp 'n verslag uit elke dag. So hy gaan vat die markanalise, hy interpreteer dit en hy sê vir die kliënt dis wat aan die gebeur is. Hiersoos wat ek dink.
Dis wat ons al gesê het ook met finansiële beplanning. Jy weet wat's missing in terme van tradisionele boekhouding. Jou rekenmeester gee vir jou state, nou wat nou? Hy daag net op omdat jy die blyde goed kan teken versus elke maand hier's vir jou opsomming. Hier's jou 5 of 6 key, soos ek sê die traffic light, hier's groen lig, rooi lig. Dis wat in jou besigheid aangaan en ek is 'n professional. Ek sê ek sien hierdie goed en ek stel voor kyk na hierdie 3 areas vir die volgende 2 of 3 maande byvoorbeeld. So ek wil vir jou sê daar is waarde daar, maar ek hoor wat jy sê, maar nee, daar is ernstig ouens daar buite en dis die ding, hulle help hulle kliënte om beter besluite te neem. Maar weer eens, daai ou is nie 'n konstruksie en dan lunchtyd dan trade hy gehou Forex nie. Absoluut. Hy is 'n professionele persoon dan nou. En hierdie is ook 'n boerseun. Ja, so dit help. as jy weer eens do as I do, don't do as I say. Nee. So ja, daar's definitief geld te maak in Forex, nou dat ons daarop vinnig so 'n bietjie hamer, maar ek het besluit, ek het dit probeer, gekyk hoe dit werk, dit is nie vir my nie. Ek hou van goeders van beleggings wat ek ook verstaan, en 'n ding soos eiendom, ek kan dit verstaan. Ek verstaan nie Bitcoin nie, konsep maak nie vir my sin nie, vir ander mense maak dit dalk sin, en dan kan jy dalk bietjie daarna kyk, ek weet nou nie wat die mooi woord daarvan is nie, maar met daai bietjie FU money. Spekulasie. Daai geldjie wat jy nie worry om te verloor nie, sit hom daarin, maar jou regte langtermynbelegging, ek weet nie, ek sal versigtig wees. Maar is die fondasie dan nie, Ernest, om te sê, waar ook al jy in belê, maak nie saak nie, dan kan jy self dit ook doen, gaan doen die tyd in die ondersoek en verstaan waarin jy belê. Ek dink dis die fondasie. Maak nie saak of dit Forex, Bitcoin, eiendom, want selfs eiendom, ek was self in die eiendomsbedryf, ek het 'n eiendomsagentskap gehad, en jy het nou vergemaklik sê, ja wel, ek het 5 eiendom en 5 mense wat 30% van hulle inkomste gee. Ja, dis die bemarkingsstorie, dis die oulike storie, maar daar kom baie details saam, daar kom moeilikhede, daar kom die regte kontrak in plek. Daar's goeders wat jy moet doen om dit aktief te bestuur ten einde 'n goeie belegging te wees. Want ek het baie slegte beleggings met eiendom ook gemaak. En ek dink ek kan daai lyn deurtrek deur alle beleggings is spandeer die tyd om te verstaan. En dan kan ek en jy 'n beter gesprek hê as my finansiële. Ek dink mense sit altyd die krag in die finansiële beplanner se hande alleen en sê hier's my geldjie, maak met dit, en ek dink dit moet meer van 'n vennootskap wees. Absoluut. Ek stem 100% met jou saam dan. Ek dink dit is baie nodig om, soos dit jy nou sê, selfs al gee jy jou geld vir jou adviseur of jou makelaar, wie ook al, en jou geld word belê vir oor 30 jaar van nou af, dis nog steeds nodig dat jy moet verstaan, waar is daai geld belê en waarom gaan dit groei? Is dit in wat is dit belê? Ek meen jy kry baie bateklasse, en in watse bateklasse is jou geld belê en is dit belê vir die langtermyn? Byvoorbeeld 'n ding wat ek baie klem op sit is, hoeveel van jou geld wat belê is in Suid-Afrika belê en hoeveel van dit is internasionaal belê? Het jy internasionale blootstelling in jou portefeulje? Want ons Suid-Afrikaanse mark is omtrent 0.5% van die globale ekonomie. So as al jou geld net in Suid-Afrika belê is, het jy maar net blootstelling tot 0.5% van die groeiende bates daar buite. En is dit die beste 0.5 in die wêreld? Ek twyfel. So mens moet natuurlik kyk dat jy internasionale blootstelling het. Private equity, ek weet nie wat is die mooi woord, Afrikaanse woord, want privaat aandele, miskien, ek weet nie, maar dit klink net nie reg nie. Ek dink meer mense weet wat private equity is jy mag van jou aftreegeld mag in private equity beleggings wees. So basies wat private equity is. Section 12J venture capital. Nee. So Regulation 28 is wat sê waarin mag jou aftreegeld belê word en waarin nie. So dit het nou jou global exposure het nou verander van 35 na 45% toe. So jy mag 45% van jou aftreegeld mag buite die land belê wees. Maar dit is nog steeds deur jou normale groot maatskappy. Jy betaal jou debietorder elke maand en daarvan af gaan die geld nou waartoe dit moet. Die dag wat jy aftree is alles weer terug en weer in jou bankrekening. So jy vat nou nie jou geld fisies. So jy praat nie van 'n trust in Mauritius en ons
Nee. swift die geld soontoe en dan doen ons 'n ding en bring ons dit weer terug nie. Jy praat van iets plaaslik, iemand anders sien om na die geld uit en in en Presies. al die voldoening aan al die wetvereistes en so aan, anders raak dit complicated, reg? Anders raak dit baie complicated, ja. En daar is 'n plek vir daai complicated, as jy miljoene het wat jy weet vir langtermyn is, jy gaan nooit 10-1 daai geld nodig hê eers nie. Dis vir erfdoeleindes of wat ook al is dit 'n goeie idee om daai geld dalk in die Mauritius Trust te gaan sit. Maar ek dink meeste entrepreneurs wat geld spaar dit vir 'n dag wat jy dit nodig het of vir wanneer jy weer in iets anders wil belê of jou besigheid uitbou en dan is dit baie nodig om die geld beskikbaar te hou en naby te hou. Ek het so vinnig geraak aan private equity. So dit is nie gekoppel aan die JSE nie. So dit is 'n privaat maatskappy. So wat die JSE gevaarlik maak is wanneer die minister van finansies iets stupid sê wat in ons land nogals kan gebeur. Of as daar Rusland oorlog maak, allerhande soeke goedes beïnvloed ons aandelebeurs. En al jou bates wat jy het in die aandelebeurs gaan dan af. Maar private equity is nie gebind aan die aandelebeurs nie. En baie keer byvoorbeeld, soos nou die beeste, jou beefprys gaan nie af as Rusland oorlog maak nie. Jou beefprys gaan dieselfde bly en jou belegging gaan inteendeel groei in so 'n tyd. So wel hy kan ook opgaan. Ek dink dis vir mens moet verstaan want as jy nou gaan en dis hoe ek sê mens moet verstaan dat die wêreld aangaan jou belegging. As mens gaan kyk soos tipies graanpryse en goeder gaan op. Soos jy weet want Oekraïne het 'n sekere in die value chain het hulle 'n sekere funksie wat hulle verrig. So as die private equity company wie jy bestee of geld het, daai need kan vervul of weet mens moet verstaan globaal wat gebeur. En ek dink en dis hoekom ek dink as jy praat van private equity, dis nie so volatile wat jy wisselvallig nie. Maar weer eens verstaan wat is die unique selling proposition van die company of die private equity waar jou geld is, sodat jy kan verstaan om dit te skuif ook as daar dalk 'n Oekraïne Rusland ding is, want die hoofding is petrol of olie en die prys gaan so opgaan, so weet mens moet ek weer eens ek dink mens moet verstaan. Ja, ek dink ek koop 'n bietjie in die mense en is dit nie die geval nie waar in die JSE sal jy net 'n nommer inkoop of die top 50 of so iets, waar met private equity is dit weer maar ek ken die bestuurspan. Ek verstaan wat hulle kan doen. Ek weet daar's 'n bietjie meer van 'n intimiteit, ek weet nie. Dit is heeltemal die geval. En jy moet die persoon wat jou adviseer daarop ook vertrou. Dit moet iemand wees wat jy weet jy 'n pad mee kan stap. Dit was nou min of meer die beleggingsgedeelte. 'n Ander aspek waarop ons ook baie waarde toevoeg vir ons kliënte en ek dink ek sal definitief in die toekoms baie hierop fokus is dan succession planning. Opvolgerbeplanning, dink ek is die woord daarvoor. Want dit is 'n groot leemte op hierdie stadium, veral as ek kyk na die boere en besigheidseienaars is, wat gebeur met daai besigheid wanneer jy nie meer daar is nie? As die bus jou môre trap, wie kry die besigheid? As jy 'n vernoot het, gaan jou vrou die aandele erf en ewe skielik in jou besigheid ingaan of gaan die vernoot die aandele uitkoop? Daai tipe moeilike gesprekke wat die harde vrae wat ons vra om seker te maak as jy klaar besigheid met ons gedoen en dat jy weet wat gaan gebeur in die worst case scenario. Ek dink so vinnig oor die beleggings wat ons oor gepraat het, moet ek net vinnig daai disclaimertjie sê, hierdie was nie enige finansiële advies nie. Hier is bloot vir interessantheid gewees. En dit is my storie. Ek wil net aan 'n laaste punt daar aanhak is my opvallend is veral wanneer mense shareholders agreements opstel en mense is nou okay, ons wil 'n vorm en rigting en struktuur gee aan hierdie samewerking tussen ons, dan dikwels jy weet, hoewel kom ek stel liewer so dat dit gebeur nie elke dag dat die opdrag insluit hoe eindig hierdie ding nie. Dis meer om dit in stand te hou. Dis dikwels die uitkyk. Ek veralgemeen, maar ek bedoel om die veralgemening te beklemtoon dat dit is meer sinvol om te begin met die einde in gedagte. En wanneer jy 'n besigheid ook begin, moet nie net praat van ons gaan soveel geld maak en ons gaan hierdie doen en dan daai doen en so nie. Meer, okay, kom ons plot die 5 of 10
moontlikhede, waarskynlikste moontlikhede uit van hoe hierdie ding gaan eindig. En ons maak seker ons het daarmee vrede gemaak. En ek kan amper sê as jy van daar af kan terugwerk, is dit baie keer meer sinvol, jy weet, as wat jy net ingaan en jou bes doen en ja. Absoluut. Nou met belegging ook so, nee, jy wil Presies, met opvolgbeplanning. Hoe kom ons hier uit? Wat help dit my dogter erf 'n plaas met 'n boerdery as 'n besigheid wat sy eintlik niks meer kan doen nie. Ons moet daai plaas verkoop, ons moet die besigheid oordra terwyl hy nog waarde het ensovoorts, reg? Yes, absoluut. En met beleggings presies, dit is mense vra baie keer waarin moet ek belê? Wel, waarom wil jy belê? Dit is nie om dit op die radio gehoor het nie. Ja. En ek wil daar sê wrap it up. Ek dink soos jy nou gesê het, ons gaan hierdie nou uitpak oor die volgende paar weke en is vir my weer eens interessant hoe die finansiële beplanning, hoe nou dit saam gaan eintlik, né? Veronderstel met regsaspekte. En daai beplanning gaan in 'n stukkie papiere, né? So dis 'n ding wat nagelaat word. So ons sien uit om dit 'n bietjie te unpack en natuurlik veral ook die eienoms die verskillende beleggingsgeleenthede wat nie met groen en blou ouens te doen het en wat die ander kleurblind, so ek weet nie wat is hulle regte kleure nie. Gele. Natuurlik. Hoorie so, dankie dat jy geluister het. So ouens, dankie vir jou tyd. Ons natuurlik ons eerste program, soos die Engelsman sê, bear with us. Ek dink ons gaan ons skouers gaan sterker word. Ons gaan ons tande slyp. Was lekker geweest. Ek sien uit om met julle hierdie pad te tackle en ek sê hierso is tot internet, wat is die woord? Dominant. Onder Amen. Amen. Julle moet 'n heerlike naweek hê en julle moet 'n heerlike week hê en ons sien uit om weer met julle te gesels volgende Vrydag 6:00. Adios amigos. Was hy lekker julle? Goed gaan. Happy Friday. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Besoek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.